Na 'n politieke loopbaan van 27 jaar in die parlement, het Nick Koornhof, neef van omstrede wyle Piet Koornhof, baie stories. Neem in ag dat hy in die voorste gestoeltes van 'n kaleidoskoop van politieke partye was, naamlik LP van die NP, NNP, DA, COPE en ANC. En jy kan jou maar regmaak vir 'n ding. Ek was in huis by Nick vir 'n interessante koppie koffie. Vroeger vanjaar draai hy sy hart op sy mou in 'n artikel op Netwerk 24. Hy skryf en sê hy skaam en jammer oor apartheid en die mensdom reageer. Party positief en ander baie negatief. Ek is vandag hier om uit te vind waaroor alles gaan. Nick is gewoond aan kritiek na 3 dekades in die parlement. Sy loopbaan strek van die laat apartheidsjare tot vroeg in die demokratiese bedeling. En al wil sommiges om deesdae op sy ANC-baadjie takseer, is hy een van die skoene wat Zuma destyds uit sy stoel geskop het. Wie die man agter die baie politieke mantels is, gaan ons vandag uitvind. Nick, jy lyk dan vir my so aangename man. Hoekom hou die mense nie van jou nie? Ag man, ek dink hulle hou nie in van politici. Maar almal wil in die politiek ingaan. Hulle wil altyd skouers skuur met politici. Hulle wil hulle nooi, hulle wil graag uitgenooi word. Hoekom dink jy is dit so? Ja, ek dink omdat hulle dink die politici lewe te lekker. Ek dink hulle betaal hulle te veel. Jy weet in die ou Suid-Afrika was dit anders, die politiek heeltemal anders. Want hulle het jou nie baie betaal in die ou Suid-Afrika. Nuwe Suid-Afrika het dit 'n loopbaan geword. Die ultimate is om in die parlement te kom, maar ook in die wetgewers en natuurlik in die munisipaliteite slaan die ouens vuis. Wat is die kriteria deesdae vir iemand wat dink okay nee, ek gaan nou 'n verskil kan maak, ek gaan vir die politiek staan of vir 'n party staan? Maar daar is geen kriteria nie. Ek dink politieke partye het die reg om te sê daar sekere kriteria. Enige ou wat nie skuldig bevind is sonder 'n keuse van 'n boete nie, wat nie gesekwestreer is nie, as hy voldoen aan die bepalinge binne die kieswet, kan staan vir die parlement. Dink jy dis 'n goeie ding? Moet dit nie bietjie strenger wees vir mense wat kan staan nie? Ek persoonlik dink dit moet baie strenger wees. Ek dink daar moet definitief aan sekere vereistes voldoen. Ek dink dit sal die parlement baie meer effektief maak. Ja. Dit sal die komitees baie meer effektief maak. Kyk, die parlement was definitief nie 'n sirkus in die ou Volksraad. So, daar was absolute orde. 94 totaal anders. Jy het oor die jare baie kritiek gekry. Daar was regtig erg goed gesê. Wat is die lelikste goed wat mense al vir jou gesê het? Ja, en kyk, toe ANC toe is die hellos. Regtig, soos wat het mense gedoen? Nee, absoluut. Jy weet, dit was moeilik in die gemeenskap hier waar ek gebly het. Mense was baie krities. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het 'n onderhoud gedoen net na ek ANC toe is by die Woordfees. Ja. En sy vra toe vir my, is my vriende vir my kwaad? Toe sê ek, weet jy, ek dink hulle is vir my kwaad. Maar ek het ordentlike vriende, hulle het dit nie vir my reguit gesê nie. Na ruk toe bel hy my, toe sê hy vir my, Nick, ek is een van jou goeie vriende, maar ek is nie van jou ordentlike soort nie. En hy sê my sleg. O, is dit? So, dit het gebeur, maar met 'n glimlag op sy gesig. Ja. As ek hom nooi vir 'n dop, drink hy nou nog 'n dop by my. Want dit ook die hele ding met minister Piet Koornhof, wat julle almal onthou toe hy en Marcel Adams, daai hele ding wat oral in die koerante. Toe mense, want jy's Nick is dit jou neef? Dis my neef, ja. Ja, daar was ook toe mense wat sommer met julle nie vreeslik gaaf Ja, was. kyk, jy weet, die Piet Koornhof baie het gedink hy's my pa. En jy weet, hier by die skool het hulle 'n bietjie snaaks gekyk na my kinders. Jy weet, dit was eintlik 'n groot ding. Die apartheidsminister wat toe nou nie skei van sy vrou nie, maar toe nou verlief raak, jy weet, op Marcel Adams. Baie dink politici in daai tyd was hierdie afgode. Jy weet, hulle die volk verteenwoordig. Hulle kan nie foute maak nie. Dis maar mense net soos ons almal. Ek moet vir jou sê, ek het ongelooflike pieteit ontvang van bruin Suid-Afrikaners nadat hy uitgereik het na Marcel. Dit was vir my die moeite werd. Ja. Nou een van die redes hoekom ons vandag hier so kuier, een van die redes is ek het 'n onderhoud met Marlene Leroux van Aardscape gedoen. En na daai onderhoud was dit bygedra dat jy 'n oop brief in die koerante geskryf het. Is ek reg as ek so sê? En daarin het jy om verskoning gevra vir apartheid. En dit was 'n verskriklike polemiek. Wat was die rede vir daai brief?
Jy weet, oorlede professor Ampie Miller het 'n artikel geskryf en hy het gesê Afrikaners het 'n biegkamer nodig. Wanneer jy bieg, ek is nou nie Rooms-Katoliek nie, maar wanneer jy bieg, dan is dit 'n persoonlike ding. Jy doen dit omdat jy voel jy moet dit doen. Ek het in daai stuk wat ek geskryf het gebieg. Dit was nie die bedoeling om, jy weet, mense kwaad te maak nie. Ek het dit eerstens vir myself gedoen. Tweedens het ek dit werklik gedoen om jammer te sê teenoor swart Suid-Afrikaners, veral teenoor Afrikaanse brein Suid-Afrikaners. En terselfdertyd het die politikus seker maar so 'n bietjie by uitgekom om te sê ek moet my mede-Afrikaners herinner aan daai tyd. Hoekom jy's nou, Nick? Wel, die punt ek is uit die politiek uit. Jy weet 70 is so 'n merk in 'n ou se lewe en is nooit te laat om te sê jy's jammer. Het jy baie kritiek na die brief gekry? Ek het baie kritiek gekry, jy weet, op die kommentaar. Ek het snaaks genoeg nie persoonlik het mense my aangeval en op WhatsApp en so nie, maar in die briewekolomme baie negatiewe, baie geniepsig, my sommer weer beskuldig dat ek net so sleg was soos Piet Koornhof. Maar gelukkig, ek is 'n politikus, my vel is dik. Ek vat dit met 'n knippie sout en miskien so 'n bietjie met 'n hartseer dat daar nog soveel Afrikaners is wat so geniepsig optree wanneer iemand iets uit sy hart uit sê en hulle hou nie daarvan. Nicolaas Jacobus Janse van Rensburg Koornhof is in 1955 in Bethlehem gebore as sy ouers se jongste van 6. Sy neef Piet Koornhof, wat ons almal goed ken, prikkel sy belangstelling in die radwerk van politiek verder. Na skool verwerf hy sy BA LLB aan die Universiteit van Stellenbosch. Die jongste van 6 kinders. 'n Pa sou oorlede toe jy 12 was. Daai grootmaak moes ook moeilik vir ma gewees. Wat het ma gedoen? Ja, my ma was 'n huisvrou. My ma het na skool, jy weet, ek dink verlief geraak en getrou. Ja. Sy het geen opleiding gehad nie. En sy het 6 kinders groot geraak, jy weet. My pa was 'n mediese dokter. Ja. Hy was in privaat praktyk in Bethlehem. Toe het hy vroeg in sy lewe siek begin raak. Jy weet, en op 57 is hy dood aan hartversakings. My ma moes toe nog kyk, daar was nog 3 kinders in die huis gewees. Maar 'n wonderlike mens, sy was 'n baie mooi vrou. Ek het, jy weet, 'n sagte plekkie vir my ma. Ja. En is daar toe nou geld om julle kinders universiteit toe te stuur? Ja, my broer het gegaan. My broer het 'n mediese dokter geword. My suster, Ingrid, sy was Stellenbosch toe. Ons was bevoorreg geweest. Jy weet, ek kon enige beurs kry wat ek wou hê. Ek het toe gekies vir Stellenbosch. Toe gaan swat ek regte, BA regte gedoen en toe LLB gedoen en toe het ek maar gaan artikel om 'n prokureur te word. En toe kry ek die geleentheid om politiek toe te gaan. Ek was baie jonk, was 'n groot voorreg om in die Volksraad te dien, maar dit was apartheid Suid-Afrika. Ek dink ek het goed gedoen toe ek in die Volksraad was. Ek was jonk, ek het hard gewerk. Hulle het ons min betaal daai tyd, maar dit was 'n ervaring. Hy was 31 as ek reg is. Ek was omtrent een van die ja. jongste. En ek het alles beleef. Jy weet, ek het die einde van PW Botha beleef. Ek het EW de Klerk beleef. Ek was daar toe hy verkies is. En toe Madiba president word. Die ekonomie in daai tyd van 94 af. As jy gaan kyk het hoe Suid-Afrika in 1990 gelyk het en hoe Suid-Afrika 10 jaar later in 2010 gelyk het. Dit is 'n ander Suid-Afrika. Ek dink as jy weet, dit was Koos Bekker wat altyd gesê het, daar was meer welvaart geskep in die 10 jaar na 1994 onder 'n swart regering, 'n kommunistiese sosialistiese regering, meer welvaart geskep as die vorige 300 jaar in Suid-Afrika. Ek verstaan dit nie lekker nie. Hoe is dit moontlik? Dit gaan kyk net hoe die hotelle in Kaapstad gelyk in 1990 en hoe dit nou lyk. Gaan kyk net na ons stadions, gaan kyk net na ons paaie netwerk, gaan kyk net na die infrastruktuur wat bygekom. Jy weet die interessantheid was in Mandela en Mbeki se era was buitelandse investering ongeveer 20%. In Zuma se tyd, wat die donker tyd van Suid-Afrika was buitelandse investering 4-5%. Die staatskaping wat Zuma amper reg gekry het. Dit is wat Suid-Afrikaners kwaad gemaak het. Maar jy was mos 'n groot aanhanger van Zuma. Nee, ek was nie 'n aanhanger van Zuma nie, maar weet jy die een ding van president Zuma? Dis 'n president wat besluite kon neem. Jy weet dis 'n ou wat sy net twee het. Hy het swaar gelees, maar hy het ongelukkig geglo
Jy weet wat in die res van Afrika kan gebeur, met sekere leiers het hy geglo kan hier ook gebeur. Maar jy was ook in die parlement wat dit laat hy uitgestem is. Ja, ek was in daai parlement, dit was een van die vreugdes van my in die parlement om as ANC LP daar te sit, die reg te hê om te kan stem teen 'n president wie jy dink nie goed is vir die land nie. Dit doen en kan bly sit daar. Na die breek deel Nick sy siening oor Suid-Afrika se politieke leierskap, korrupsie en transformasie. Na 1994 dien hy as lid van die Uitvoerende Raad vir Gesondheid en Onderwys in die Wes-Kaap. Hy verlaat die politiek vir 5 jaar en keer in 2009 terug na die nasionale vergadering as deel van die Congress of the People, COPE. Later laat hy wenkbroue lig en kraakwarm word toe hy by die ANC aansluit. Jy's seker een van die politici wat by verskillende partye was, soos wat jy nou self verduidelik het. Dit is COPE, dit was NP, dit was oral. Hoe werk so iets? As 'n mens nou van een party na 'n ander party toe gaan, verander jou ideologie, val jy dan nou in by wat daai party sê? Dit klink daarom ook nog nie vir my reg nie, of hoe werk dit? Ja, dit klink nie reg nie. Ek dink nie dit gebeur in die praktyk heeltemal. Jy weet, dit is amper soos om van 'n kerk te verander, maar intussen aanbid jy nog steeds en jy lees nog steeds dieselfde Bybel, jy is nou net by 'n ander kerk, wat miskien 'n bietjie ander dissiplines het. Toe ek in die nasionale party was, verkies in 87, 94 terug, toe het die politiek verander. En 2 jaar daarna is die DA gestig. En toe is ek lid van die Demokratiese Alliansie, maar toe verlaat ek die parlement. Ek het my eerlike energie verloor vir die politiek in daai tyd. Ek verlaat die parlement, ek is 5 jaar uit die parlement uit. Ek dink dit was 'n fout, want dit was so in my bloed. En toe bel Musia Lekota Van COPE natuurlik. van COPE. Ja. En ewe skielik is hier 'n oppositie wat 'n werkbare oppositie is wat swart mense ondersteun. En ek het daai geleentheid, ek het nooit die geleentheid gehad om saam met swart mense in 'n caucus te sit in 'n parlement te dien. Baie jammerlike verhaal, COPE, want dis COPE gewerk het, sê ek nou vir jou, was COPE vandag baie na om die regering in Suid-Afrika te wees. Toe die verkiesing kom, toe sê die ANC hulle sal 3 COPE-lede 'n geleentheid gee. En ek was een van die 3. En toe sê ek ewe skielik, jy weet, onder president Zuma. Ja, want as mense sê jy's 'n manteldraaier. Daar's mense wat gesê het jy doen dit vir eie gewin om by die ANC aan te sluit. Jou antwoord op daai goed? Ek dink is billike kommentaar. Jy weet, as jy van een politieke party veral, jy weet, na die ANC gaan, nou ek kan moet reg sê. Ek het dit met verantwoordelikheid gedoen en toe ek daar ingekom het ek probeer om 'n verskil te maak. Ek dink mense is geregtig om my te kritiseer daaroor, maar ek dink nie ek het hulle uitverkoop nie. Na 3 dekades se betrokkenheid by die politiek, wie beter om te vra vir sy mening oor politieke figure, korrupsie, transformasie en die huidige regering? Nick, ek wil nou vir jou 'n paar vrae vra oor mense en oor sekere onderwerpe. Gaan jy my eerlik antwoord? Ek sal. President Ramaphosa. Suid-Afrika gaan eers agterkom hoe goed hy was as hy klaar is. Die grootste probleem wat hy gehad het is om te probeer herstel wat president Zuma afgebreek het. Hy is stadig om besluite te neem. As hy dit kon doen, sou hy nog 'n beter leier gewees het. Maar hier kom 'n skok in die munisipale verkiesing. Dit op hom blameer, van hom ontslaa raak, mens weet nooit. Julius Malema. Julius is 'n populis. Jy weet, net soos hy van Gucci hou en lekker kos, jy weet, praat hy soms die ongelooflikste nonsens. Maar dan kan hy in 'n onbewaakte oomblik weer, jy weet, die regte goed sê. Ek het dit dan nog nie gehoor nie. Hulle het nou die dag gesê hy wil nie die boere doodmaak nie want hy self 'n boer. Jy weet, so hy soms geniepsig. Hy is moedwillig. Ek dink die politiek het na sy kop toe gegaan. Dis hoekom die ouens hom verlaat. Mense is nie gemaklik nie. Dit is baie moeilik binne die EFF se caucus. Ek dink nie hy is so gewild binne sy eie party soos dit altyd voorkom nie. Ja. Net jy wat nou vir 'n hele tyd by die ANC was. Die korrupsie wat ons hoor. Jy het net nou gepraat van munisipaliteite wat in mekaar val. Dit lyk net verskriklik. Wat is jou mening daaroor? Dit gaan die grootste aanklag wees teen die ANC. Dit is waarvoor die ANC in 'n mate onthou word.
En mens blameer die ANC se leierskap wat kaders aangestel het wat nie voldoende die werk kon doen nie. En toe het hierdie kaders die geleentheid gesien wanneer hulle tenders uitsit om eenvoudig daar altyd ietsie bo by vir hulle self te sit. Dis 'n verhaal wat moet stop. Ek weet nie of ons ooit heeltemal sal herstel daarvan nie. Maklik om iets af te breek, baie moeilik om iets te herstel tot waar hy was. Ja. Jy was tog deel van die ANC verlang. Kyk, ek was 5 jaar in die parlement vir die ANC. Ek was nooit in 'n uitvoerende posisie vir die ANC nie. In daai 5 jaar het ons baie tyd spandeer om ontslae te raak van president Zuma, wat eintlik die oorsaak was van alles. Maar jy weet, 'n regering is daar, hulle kyk eers vir hulle self, hulle beskerm hulle eie leiers, hulle beskerm die regering en baie maal parlementslede, jy weet, kyk ander rigting, want hy wil ook graag raak gesien word om bevorder te word. En dan natuurlik die kwotastelsel. Kom ons gebruik nou rugby as 'n voorbeeld. Die Suid-Afrikaners wat nie wit was nie, wat goeie rugbyspelers was 'n groot geleentheid ontsê. So daar was 'n tyd wat dit nodig was, veral in die onderste spanne, om 'n kwotasisteem te hê. Anders het daai ouetjies net nooit die geleentheid gekry om hulle self te bewys nie. En rugby het homself bewys dat hy uit dit uit kon groei, en ek dink ons is nou amper daar waar ons op Meriete spanne kies. As 'n wit man 30 jaar later, die BEE, wat is jou mening? Ek dink nie dit behoort daar te wees nie, dit behoort anders te wees, dit moet meer progressief te wees. Ek dink as 'n maatskappy, in plaas dat 'n maatskappy nou 27% amper van sy aandele verniet weggee, net sodat hy kan besigheid doen met die staat, ek dink dis absoluut nonsens. Wat jy eintlik vir 'n maatskappy moet sê, gee soveel persentasiepunte van jou wins weg vir beurse, vir jong Suid-Afrikaners wat nie die geleentheid het om universiteit te wees nie, en lei hulle op. So BEE het regtig sy tyd het aangebreek om hersien te word. Deesdae is hy afgetree, maar soos hy sê, eenmal 'n LP, altyd 'n LP. Hy dien steeds in 'n konsulterende kapasiteit. Agter elke openbare figuur is daar ook 'n persoonlike verhaal. Nick en sy vrou is al byna 5 dekades getroud, waarin sy hom deur sy politieke loopbaan, besluite en uitdagings ondersteun het. Dan is daar ook hulle 2 kinders, 'n seun en 'n dogter op wie hy besonder trots is. Ek wil gesels oor jou wonderlike vrou. Kyk, ons is bedien vandag en sy is nou nog mooi ook, Nick. Julle is al jare saam. Ja, ek is 47 jaar getroud. Ek het haar ontmoet in my 2de jaar. Sy's 'n harde werker, sy's deeglik, sy's 'n dieetkundige. Sy was op die Health Professionals Council 2 termyne gedien. En jy ook bygestaan deur die verskillende partye en die moeilike tye. Ja, ek dink nie sy het altyd vir al my partye gestem nie, maar sy het my altyd ondersteun en is iemand krities is, het sy dit probeer verduidelik. Ja. En julle 2 kinders. Sy 2 kinders. Een is in Nederland, sy werk vir kleremaatskappye en sy is 'n verkoopsbestuurder in Europa, in 'n paar lande. Ja, en die ander kind? My seun hy het ook regte gedoen, hy het op die einde sy doktorsgraad in regte. Hulle bly hier in Noordhoek in Kaapstad. So gelukkig is hulle hier en ons sien hulle gereeld. As jy terugkyk oor jou loopbaan, jou persoonlike lewe, hoe voel jy? Kyk, ek het 'n omwindende lewe gehad. Dit was min mense kon op my ouderdom in die Volksraad sit. Dit was ongelooflik om te leef in PW se tyd, toe kom EW, toe kom Madiba, om alles deel daarvan te wees. Dit is net iets wat jy nie kan beskryf nie. En toe leef ek in die nuwe Suid-Afrika en ek sien die goed en sleg daarvan. Maar ek is 'n bevoorregte persoon wat my geleenthede gebruik het. Dit was nou regtig vir my 'n insiggewende lekker kuier. En my voorreg, baie dankie. Nee, baie dankie. Dit was 'n voorreg om jou te ontmoet. Soveel mense, soveel opinies. Nick is 'n deurwinterde politikus en ken die verskillende patrone van die politieke kaleidoskoop en het uiteraard 'n hele paar van hulle ontwerp. Nick, dankie vir 'n insiggewende kuier.